oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Hold me all in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. Oh, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Me all in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, keep me burning, burning, burning. Me burning till the break of day. Oh, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Oh yes, give me oil in my lamp, give me burning, burning, burning. Be oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, give me burning, burning, burning. Give me burning till the break of day. Oh, sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Oh yes, give me oil in my lamp, give me burning, burning, burning. Oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of. Oh, hallelujah. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Oh yes, give me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Oil in my lamp, I pray. Me oil in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Oh yes, hallelujah. Oi willi en die lamp van mij. Oi willi en die lamp van mij. Oi willi en die lamp van mij. Van die brede hand die komt met de nacht. Oh halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Van die brede hand die komt met de nacht. Oh ja, wees wakker, maar een vroom. Wees wakker, maar een vroom. Wees wakker, maar een vroom. Want die brede hand die komt met de nacht. Oh halleluja, hoi willi, die lamp van mij. Hoi willi en die lamp van mij. Hoi willi,
Halleluja, halleluja, halleluja. Van die brede grond die komt te midden. Prijs die Heere, gooi olie in die lamp van mij. Ja, gooi olie in die lamp van mij. Oh, halleluja, gooi olie in die lamp van mij. Van die brede grond die komt te midden. Prijs die Heere, halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Van die brede grond die komt te midden. Prijs die Heere, gooi olie in die lamp van mij. Gooi olie in die lamp van mij. Gooi olie in die lamp van mij. Van die brede grond die komt te midden. Halleluja, halleluja. Oh, die vieren brandvoer. Halleluja, die vieren brandvoer. Dat is Pinksterrally. En die vieren brandvoer. Die rijk beloven. Staan en zij woord. Halleluja, dat is Pinksterrally. En die vieren brandvoer. Ja, die vieren brandvoer. Halleluja, die vieren brandvoer. Pinksterrally. En die vieren brandvoer. Die rijk beloven. Staan en zij woord. Dat is Pinksterrally. Ja, en die vieren brandvoer. Die vieren brandvoer, ja, die vieren brandvoer. De Pinksterrally, die vieren brandvoer. Die rijk beloven en staan en zeewoord. De Pinksterrally, die vieren brandvoer. Ja, die vieren brandvoer. Die vieren brandvoer. Het is Pinksterrally. Oh, en die vieren brandvoer. Ja, die rijk beloven en staan en zeewoord. Halleluja. Pinksterrally, ja. En die vieren brandvoer. Prijs die Heere, die vieren brandvoer. Ja, die vieren brandvoer. Pinksterrally, en die vieren brandvoer. Die rijk beloven, het staan en zeewoord. Halleluja, de Pinksterrally, en die vieren brandvoer. Halleluja, die vieren brandvoer. Ja, die vieren brandvoer. De Pinksterrally. En die vieren brandvoer, die rijk beloven, staan en zeewoord. Dat is Pinksterrally. En die vieren brandvoer. Halleluja. Halleluja. Praise the Lord. Let the fire fall just now. The fire fall just now. Father, hear us call and let the fire fall. Let the fire fall just now. Oh yes, let the fire fall just now. Let the fire fall just now. Father, hear us call. Let the fire fall. Let the fire fall just now. Hallelujah. Let the fire fall just
now, oh yes, let the fire fall just now. Oh Father, hear us call and let the fire fall. Let the fire fall just now. Oh, let the fire fall just now. The fire fall, oh, just now. Father, hear us call. Let the fire fall. Let the fire fall just now. Oh, praise the Here, hallelujah. Dankie vir die Heilige Gees vir Here, ons prys U en ons loof U en ons aanbid U daarvoor. Halleluja. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Oh, halleluja. Baie, baie dankie, Here, vir die boodskap wat Johannes die Doper gebring het, toe hy gesê het, hy wat na my kom, sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Oh, halleluja. En ons dank U vir die woorde, Here, van Johannes die Doper. Want ons het dit gesien, hoe dat het gebeur het, ons het dit gelees. Ja, Here Jesus, sien het in die woord en ons dank U, dat op die dag van Pinkster, het daar 4 tonge gekom en op elke ene gaan sit. En ons eer, halleluja. Dit is nog diezelfde Vader, is nog diezelfde Seun, is nog diezelfde Heilige Gees, en hy werk nog diezelfde, en sy belofte bly diezelfde. En o, Here, U het nog nooit die belofte teruggetrek nie. Dis ons, Here, wat die belofte van die Heilige Gees in ons lewens weerstaan, en ons het ons eie idees oor die Heilige Gees. Daarom bid ons in hierdie aand, Here, dat het waarlik so sal gebeur soos ons gesing het, let a fire fall just now. Here, want ons weet wanneer daar gedoop word met die Heilige Gees en vuur, dan brand dit al ons eie idees en planne, sover het die werkinge van die Heilige Gees en die vuur en die krag van die Heilige Gees aangaan. Here, want ons kan dit nie beperk nie, ons kan dit nie beskryf nie, ons ondervind dit en ons kan net dit wat ons ondervind, daarvan kan ons getuig en ons kan dit oordra aan elke ene, maar o Here, elke ene moet sy eie ondervinding hê, sover die Heilige Gees en vuur aangaan. Baie, baie dankie, Here, dat U woord is waar en U beloftes doen U gestand. En daarom weet ons, soos die skrif sê, as ons bekeer en laat doop, dan sal ons die gawe van die Heilige Gees ontvang. Here, by U is daar nie 'n miskien nie, by U is daar nie 'n later nie, dit is nou, maar Here, dit is ons wat in 'n miskien lewe, dis ons wat in later lewe, dis ons, Here, wat dinge alreeds wou gehad het, dis ons wat die Gees van die Here beperk, sodat hy nie kan werk soos wat hy graag wil. Daarom bid ons, Here, dat U ook in hierdie dae sal doen, soos U op Pinksterdag gedoen het. Die Heilige Gees uitstort met rukwind en tonge van vuur, sodat ons dit kan ondervind wat die eerste dis apostels ondervind het, 120 mense by mekaar. Halleluja. Here, ons kyk U daarna, want wat met hulle gebeur het, is wat U vir ons ook wil doen. Maar Here, ons wysheid en verstand en ons slimmigheid, Here, hou dit weg, omdat ons eie idees het. Gee genade, Here, laat ons alles sal los, dat ons sal sterwe, sodat Christus kan lewe, die Heilige Gees ten volle in ons kan woon en werk, soos wat hy graag wil. Baie dankie. Halleluja, dat ons in hierdie aand weer na U woord kan luister. Daarom bid ons, Here Jesus, dat U elke oor
sal bestryk met u kosbare bloed, en dat elkeen wat 'n oor het sal kan hoor wat die Gees aan die gemeente sê, terwyl ons dan so wagtend is rondom die Heilige Gees. Here, laat ons waarlik die Gees van die Here sal toelaat om in en deur ons te werk. Laat die woord van die Here waarlik vir ons rigting gee, leiding gee, deur die Heilige Gees, om op daai plek te kom, soos wat het was op Pinksterdag. Verheerlik u naam hier in die Here, en ons prys u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here, en ons is dankbaar om in hierdie aand weer so saam te wees, en ons groet u almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Dank die Here weer eens, dat ons oor die Heilige Gees kan praat, en ek is pastoor Flippie Gerber, en my telefoonnommer is 082-874-1705. Nou, ons het laas Sondag aand gepraat oor die eenheid, en ek wil eenheid van die Gees, want wanneer ons kyk na die woord van die Here, veral in Handelinge, dan lees ons dit so mooi, en ek wil dit graag net lees, want dit is baie belangrik vir die Heilige Gees aangaan. Hy sê hierdie woorde, tweede hoofstuk, en toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Wat sê die woord? Eendragtig. Dit meen, hulle het 'n eenheid gevorm. Ons bid, ons roep, ons vra, ons smeek, ons profeteer, bid vir haar lewe. En dit gebeur elke dag. Hoe die mense profeteer en hoe hulle bid vir haar lewe. Ek wil net dit vandag sê. As daar nou moet herlewing uitbreek, gaan daar menigte predikers met hulle mense opstaan, en selfs mense wat dit in die gemeente gesê, ja, ek het vir julle gesê, dat die Here gaan herlewing stuur in hierdie dag. Ek wil net vandag vir jou sê, jy weet nie waarmee jy besig is. Dis nie jy nie, dis nie 'n profeet nie, dis nie 'n prediker, dis nie 'n apostel, wat kan bepaal wanneer daar herlewing gaan uitbreek. Waarom sit ons nie alles in, sodat ons die eenheid van die Gees kan bereik? Het was wonderlik geweest as jy hoor waar herlewings uitgebreek het. Was dit net 'n paar mense wat in 'n eenheid gekom het. Hulle het saam gebid, saam op die Here gewag vir herlewing. En toe hulle in 'n eenheid kom, toe hulle eendragtig by mekaar is, toe stort die Here God sy Gees uit op hulle, en herlewing het begin. Maar die Here weet, vandag, ek wonder of ons 2 gaan kry, wat eendragtig saam sal kan bid, wat 'n eenheid kan vorm. Ek wonder. Want as jy 2 kry, sal jy, as jy met hulle begin praat oor die woord, sal jy sien dat hierdie 2 het verskillende sienings oor sekere goed in die woord. Net die 2. Wat nog van 120? Weet jy wat was die wonderlikheid van die hele saak? Hulle het niks geweet van die saligheid. Hulle het niks geweet van al hierdie wonderlike dinge waarvan ons nie. Dit is hulle nooit geleer nie. Toe die apostels na vore kom, Paulus na vore kom, Petrus na vore, toe word die briewe aan die gemeentes gestuur, sodat hulle meer dinge kan verstaan. En hoe meer die kinders van die Here geleer het, en hoe wyser hulle geword het, het daar al meer en meer
oneenigheid, verdeeldheid ontstaan tussen die kinders van die Here. Dis net soos die vroeëre kerke. Paulus praat van die gemeentes wat Paulus op die been gebring het. Ja. En in daardie gemeentes was mense gewees wat afgeskeer het van die gemeente af en dat hulle eie ding begin. En al die gemeentes wat buitekant die gemeentes van die Here gestaan het in daai tyd, ek weet dit wat die apostels op die been gebring het. Nou, daardie gemeentes het 365 jaar later het hulle die katholieke kerk begin. En wanneer ons na die woord kyk, sien ons ook dat die pa sal teen die seun verdeeld wees en die ma en die dogter en so aan. So verdeeldheid is 'n verskriklike ding. En ons moet in die tyd waarin ons leef in 'n eenheid kom. Ons moet eendragtig by mekaar wees. Halleluja. Sodat ons dit kan bereik wat 120 mense oorgekom op Pinksterdag. Om te dink 120 mense is in 'n eenheid, hulle is eendragtig by mekaar. Halleluja. En wat vir my wonderlik is van die woord, hy sê dit ook hierso in Handelinge, die 4de hoofstuk. Hy praat van, ek wil sommer die 27ste vers begin, want waarlik, Herodes, Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen u heilige kind Jesus wat u gesalf het, om alles te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal het om plaas te vind. En nou, Here, let op hulle dreigemente en gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek, deurdat u hand uitstrek tot genesing en tekens en wonders deur die naam van u heilige kind Jesus plaasvind. Hy sê toe hulle gebid het, wat het hier gebeur? Hulle het eendragtig saamgestem. Hulle het eendragtig, hulle het in 'n eenheid gekom. En terwyl dat hulle so bid, hoor wat sê die woord, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. Hulle is almal vervul. Hierdie mense is al reeds gedoop met die Heilige Gees. En hier vervul die Here hulle weer met die Heilige Gees. En ek dink nie ons het 'n herlewing nodig nie. Ons moet eendragtig by mekaar kom, sodat ons weer vervul kan word met die Heilige Gees. Al het jy die Heilige Gees, my broer, my suster, waarlik in ons tyd, het ons elkeen weer 'n vervulling nodig. Wat is dit vervulling eintlik 'n werklikheid? Dis om vol te maak. Halleluja. Vol te maak. Jy weet mos hoe gaan dit onder selfs die ou Pinkstermense wat uit Pinkster uitkom. Hulle het nodig om vol gemaak te word. Hulle het die Heilige Gees. En dis net eendragtigheid by mekaar om 'n eenheid in die Gees te vorm, wat hulle weer vervul kan word, dit meen vol gemaak kan word. Hoe sê Dawid, laat my beker oorloop. O, dis daar. U maak my hoof vet met olie, die beker loop oor. Halleluja. En dit is wat moet gebeur. Want die beker het dit binnekant. Maar hy moet vol gemaak word, sodat hy kan oor. Halleluja, prys die naam van die Here. Dis wanneer eendragtigheid en 'n eenheid by mekaar kom. Prys die Here. En onthou wat die woord van die Here hier gesê. Hy sê in die 24ste vers, en toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef en gesê, Here,
U is God wat hemel en aarde en die see en alles wat daar is gemaak het. Wat deur die mond van u knegt Dawid gesê, waarom het die nasies gewoed en die volke nietige dinge bedink? En net daarna het hulle saamgebid, eendragtig, hierso sê, halleluja, hulle het eendragtig die stem tot God verhef. Wat was hierdie eendragtigheid? En nou, Here, let op die 3 gemeente. En laat ons kon daarmee vervul word met die Heilige Gees. En ek wil vir u sê, dis seker een van die wonderlikste iets. Al het jy die Heilige Gees, en jy kom in 'n plek waar daar 'n eendragtigheid is, of 'n eenheid is, eenheid van die Gees, en jy voel hoe dat hierdie ou beker vol raak weer. Halleluja, dat jy voel hy loop oor. Weet nie of jy dit al gevoel het nie, maar die Here weet, dit is seker van die wonderlikste dinge wat met 'n mens kan gebeur. Halleluja. En wanneer ons gaan kyk na dit alles, dat sê die woord van die Here. Ek het dit laas Sondag aand genoem. Ek wil dit net weer noem, want dit is ook 'n wonderlike gedeelte in die woord van die Here. Halleluja. Hy sê hierdie woorde, 21ste vers, kom ons lees die 20ste vers. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dat almal een mag wees, net soos ons, net soos u, Vader, in my en ek in u is, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur. Halleluja. Dis wanneer daar 'n eenheid gevorm word. En die Heilige Gees daal neer en ons word weer vervul met die Heilige Gees. Halleluja. Wat gebeur dan? Dan begin die wêreld glo. Dit meen as die volk van die Here en ons daar een kan word, en ek wil vir u sê, moenie dit probeer maak nie. Moenie 'n eenheid in jouself probeer vorm deur, soos wat hulle preek van 'n algemene, Christelike breë wegkerk. Dis nie 'n eenheid nie. Dis 'n vergadering van duiwels. Halleluja. Eenheid van die Gees. Daar's net een manier hoe dit kan gebeur. As ek sterwe en ek word niks, ek nie meer lewe nie, Christus lewe in en deur my. Wanneer ek niks is en jy is niks en ons almal is niks, waarlik niks, dan kan ons 'n eenheid vorm. Halleluja. En dit is so wonderlik wat die woord van die Here sê, en ons het dit nou laasweek gelees in Efesiërs oor hierdie eenheid, maar ek wil in hierdie aand vir iets sê, dat die Gees van God, die Heilige Gees, ons het laas vir Sondag aand ook oor die heerlikheid gepraat, die Heilige Gees werk net in heerlikheid. Ek praat van werk net in heerlikheid. Die Heilige Gees kan een persoon toe gaan en hom oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. O ja, die Heilige Gees kan met my praat oor 'n saak. Een. Maar waar het kom by die volle werking van die Heilige Gees, soos op Pinksterdag, werk die Heilige Gees net as daar heerlikheid van God is. Halleluja. En die woord van die Here sê vir my iets baie mooi. Wanneer ons gaan dink aan die berg Sinai, daar's net 'n versie 2 wat ek wil lees. Hy sê Eksodus 2:24 vers 17. En die verskyning van die Here se heerlikheid was in die oë van die kinders van Israel, soos 'n verterende vuur op die top
van die berg. Halleluja. Daar is 'n koortjie wat ons sing. En die Here weet, dis wat ek laas keer ook gesê het, 'n koortjie kan 'n eenheid van gees bring, soos geen preek dit kan doen. O, daar's pastore wat vroeër jare gepreek het, 'n broer, wanneer hy gepreek het, en die gees van die Here begin neersak. Halleluja. En dit het 'n eenheid van gees in die gemeente gebring. Maar die Here weet, wat het van daai predikers geword? Hulle het stil geword. Baie van hulle is al oorlede, maar hulle het stil geword. En hy sê hierdie woorde. Hy sê, soos 'n verterende vuur op die top van die berg. Ek weet, ons het vroeër jare gesing, was 11, 12, 13, 14 jaar oud. Dan is ons op jeugkampe, dan sing ons hierdie koortjie. Lift me up above the shadows. Lift me up and let me stand on the mountain tops of glory. Let me dwell in Beoland. Ek weet nie of u dit ondervind in lewe nie. Maar ek het op jeugkamp en selfs in die gemeentes waar ek aan bid, dat het gebeur dat hulle hierdie koortjie sing, dat jy voel, jy word opgelig en neergesit op die toppe van die berg. En jy voel, jy wandel in die heerlikheid van God. Halleluja. Prys die Here. Hierdie verterende vuur, dis net deur hierdie verterende vuur. Hy sê hulle doop met die Heilige Gees en met vuur. En hy sê, God is 'n verterende vuur. En hierdie vuur van die Heilige Gees, hy sê, laat my deur die vuur proef gaan, sê die lied. En hy sê ook, dat hierdie vuur op die bergtoppe van verheerliking, hy sê, waar die sonde sal verteer word. Halleluja. Ou broer, as jy sukkel met sonde, daar is net een ding wat dit vinnig wegneem. En dit is die vuur, halleluja, saam met die heerlikheid. 'n brood, dit brand die sonde uit. Dit brand die sonde af van jou liggaam. Dit brand alles uit wat God nie behaag nie. Vuur brand voort. Wanneer ons aan vuur dink ons aan dit wat op Pinksterdag gebeur het. Ek wil vir jou sê, die vuur van die Heilige Gees doen baie meer. Want hy kan alles verteer wat God nie behaag in jou lewe. Hy brand dit uit. Hy brand dit af van jou af. Halleluja. Prys die naam van die Here. Lift me up above the shadows. Lift me up and let me stand on the mountain tops of glory. Let me dwell in Beoland. Dis waar die Here ons wil hê. Hy wil hê terwyl dat ons hier op die aarde is, dat ons moet op die bergtoppe van verheerliking wees. Ons moet in hemelskanelland wandel. Dis waarom die woord sê, ons sal saam met Christus op sy troon sit. Ons sit alreeds saam met hom op sy troon en ons wandel met hom in hemelse plekke alreeds. Maar hier kom die belangrike vers. Eksodus 29 vers 43. En daar sal ek met die kinders van Israel saamkom. Het is baie wonderlik as ek dit lees. Dis een belofte wat nie net vir Israel was, maar ook vir ons in die Nuwe Testament, in elke stam, volk, nasie en taal. Hy sê, daar sal ek met die kinders van Israel saamkom. En die tent sal deur my heerlikheid geheilig word. Halleluja.
Hoeveel maal in 'n diens het die Here met sy kinders saamgekom binne in 'n gemeente, in 'n kerkgebou. En wat het die Here gedoen? Hy sê, deur my heerlikheid geheilig word. Het is baie wonderlik dat die heerlikheid van God heilig nie net die mense binne nie, dit heilig die plek waarin ons is. Dis waarom in Jesaja later gevra met hierdie woorde, hy sê, waar is hy wat sy Heilige Gees in hulle midde gegee? Waar is hy? Want die Here het beloof, hy het gesê, en daar sal ek met die kinders van Israel saamkom, en die tent sal deur my heerlikheid geheilig word. Halleluja. Wanneer was ons en ek en jy op 'n plek gewees, waar die plek met die heerlikheid van die Here geheilig word. Halleluja. Wat het ons verloor, Here? Die heerlikheid is nie meer sigbaar nie. Dit word nie eens meer gevoel nie. En dit lyk vir my, die Pinksterkerke het nie eens 'n behoefte daaraan. Pastoor, jy sê nou iets verskriklik. Nie eens 'n behoefte daaraan. Net solank hulle lekker kerke hou, dat hulle voor die tyd kan tee goed drink en lekker mompel en te kere gaan daar in die kerk, en wanneer hulle so instap in die kerk, dan praat hulle, lag, hulle gaan te kere, totdat die prediker sê, kom ons gaan saam sing. Dan neem almal hulle sitplekke aan, en nou is hulle ewe skielik vroom. Weet jy waarom? Want daar is geen heerlikheid van die Here. Want as die heerlikheid van die Here weer in die kerk inbeweeg, sal die koppies en die pierings by die agterdeur uitbeweeg. Die koeke en die koekies en die lekker goed sal by die agterdeur uitbeweeg. Want God, sy huis is nie 'n eetplek nie. Dis heilig, maar dit is nie meer vandag heilig nie. Want die heiligheid, die heerlikheid van God, kan nie meer die plek heilig nie, want die heerlikheid is nie meer daar nie. En daarom sê die Here, Jesus, ek het hulle my heerlikheid gegee, sodat hulle een kan wees soos wat ons is. As die heerlikheid nie daar is nie, kan ons nie een word nie. En dis wat gebeur het op Pinksterdag, toe hulle eendragtig by mekaar was. Halleluja, 'n brood te beweeg die heerlikheid van die Here in. En daardie plek word geskud, en die tonge van vuur val, halleluja. En die Here heilig die hele plek. Ons sing daarvan. Ek wil net sê, ek was vroeër jare baie lief vir boeremusiek gewees. Weet jy waarom? Want as ek so sekere liedere gehoor het, dan kry jy so heimwee na dit. En dit is presies wat vandag in die kerk gebeur. Dit waarna jy dink, dit wat hierdie heimwee, hierdie verlange. Nee, ja, ou boerevolk. Dis verby. En vandag is dit net so. Ons sing, lift me up above the shadows. Dat ons so heimwee en verlange daarna. Maar dis al wat daar is. Want daardie dag, toe ons in die gees opgetrek is, halleluja, en ons in die gees gekom, wat ons op in die bergtoppe van verheerliking gewandel het, in hemelse plekke gebroer. Dis verby! En wie het veroorsaak dat dit verby is? Ons! You said, it's not my brother, it's not my sister, but it's me, O Lord. En ek dink wanneer ons kan buig voor die Here en sê, Here, ons het U geval, ons het U heerlikheid geval. Wees ons genadig
gee ons die heerlikheid. Laat die heerlikheid in ons aanbiddingsplek kom, sodat hierdie plek geheilig kan word. Want as dit geheilig word, dan word ek ook geheilig. Skoongemaak. Halleluja. Dis waarom, baie interessant, dis waarom Moses gevra het, laat my tog u heerlikheid sien. Ek wil dit sê, ons moet nie net die heerlikheid gewaar nie. Ons moet die heerlikheid sien. En wanneer jy kyk, wanneer die heerlikheid in die tempel gekom het, dan die priesters dit gesien. Wanneer die heerlikheid oor die tabernakel gekom het, en die volk dit gesien. Wanneer die heerlikheid in die tent van samekoms gekom het, dan die volk dit gesien. Die heerlikheid was sigbaar, soos 'n brandende vuur. Oh, halleluja. Halleluja, daarom sê die Here, as my heerlikheid verbygaan, Moses, sal ek jou in die stuur van die rots stel, en jou met my hand oordek, totdat ek verby gegaan. Die woord sê in Eksodus 40 vers 3 en 34, toe die wolk die tent van samekoms oordek, en die heerlikheid van die Here het die tabernakel vervul. Want hy moet mooi luister. Hierdie tabernakel is hoeveel maal met die heerlikheid vervul. Halleluja. Dit neem die oomblik as daar 'n samekoms is en daar is 'n eendragtigheid, dan word die tabernakel vervul met die Here. In die tempel, wanneer hulle eendragtig saam was, dan het die Here die tempel vervul met sy heerlikheid. Wat gebeur het in Handelinge 4, toe hulle gebid het, dat God weer sal saamwerk met wonders en tekens en kragtige dade, en toe sal hulle weer vervul. Halleluja. Ek wil vandag vir u sê, dit wat op Pinksterdag gebeur, het agterna weer eenmaal en weer eenmaal en weer eenmaal. En weet jy wat het gebeur? Elke keer wat die disippels gebid het, of die apostels gebid het, dat die Here sy Heilige Gees, mense sal doop met die Heilige Gees, het dit gebeur soos op Pinksterdag. Want waarom? Want die Here het net weer vervul. Selfs die apostels en al hierdie mense wat saam met hulle is, word weer maar vervul met die Heilige Gees. Ek sê dit weer, ons het nie 'n herlewing nodig. Dis seker die verkeerdste woord wat daar is. Daar is niks om te herlewe nie. Ons wat gedoop is met die Heilige Gees, ons het dit. Maar wat ons nodig het, is dat ons weer vervul sal word met die Heilige Gees. Maar die belangrikste is dat die heerlikheid van God die plek waar ons is sal heilig. En ek waarborg dat ons sal weer vervul word met die Heilige Gees. Halleluja! Hoor wat sê die woord van die Here, 35ste vers, sodat Moses nie in die tent van samekoms kon ingaan nie, omdat die wolk daarop rus en die heerlikheid van die Here die tabernakel vervul. Halleluja! Moses kon nie eers ingaan. Hy sê in Levitikus 9 vers 6, en Moses het gesê, dit is die saak wat die Here julle beveel het om te doen, sodat die heerlik van die Here aan die hele kan verskyn. En die Here weet, as dit in die Ou Testament aan die volk verskyn, en hierdie heerlikheid oor hulle gekom het, dit wat hulle gesien, hoeveel te meer
vir ons in die Nuwe Testament. Halleluja. Dat ons moet onder hierdie heerlikheid kan wees. Ons moet hierdie heerlikheid kan belewe. Ons moet hierdie heerlikheid kan sien. Ek wil dit so sê, dat hierdie heerlikheid, wanneer dit daar is, vra vir my, ek weet wat dit is. Jy voel, jy vat hierdie heerlikheid in jou hande. Dis waarom Petrus op die berg van verheerliking was. Waarom? Want die heerlikheid van God het dit gedoen wat daar gebeur. En omdat die heerlikheid in ons tyd nie meer daar is nie, daarom kan die Here nie doop met die Heilige Gees en met vuur soos op Pinksterdag. Want die Heilige Gees werk binne in die heerlikheid. Halleluja. En ons moet bid. Here, laat ons eendragtig word, sodat ons die heerlikheid kan sien en beleef, sodat die Heilige Gees kan neerdal soos op Pinksterdag. Vader, dankie vir u heerlikheid. Here Jesus, dankie vir u heerlikheid. Heilige Gees, dankie vir u heerlikheid. En ons weet, dis u en die heerlikheid. Selfde heerlikheid van die Vader en Seun en Heilige Gees. Dankie daarvoor. En dit is waarom u een heerlikheid is. En wanneer ons 'n eenheid word, eendragtig, sal ons u heerlikheid belewe. Halleluja. En u Gees sal werk. O Here, ons wat alreeds die Heilige Gees vervul ons met u heerlikheid. Want elkeen van ons moet die heerlikheid van God saamdra. Halleluja. En hulle wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees. Dat hulle in hierdie heerlikheid sal inbeweeg. En ons weet, u sal hulle doop met die Heilige Gees, soos op Pinksterdag. Verheerlik u groot naam. Baie, baie dankie vir u woord, wat met ons deel. Halleluja. O Here Jesus, dankie, dat u heerlikheid ook aan ons gegee. En het genade, dat ons die heerlikheid nie verwaarloos in ons lewens nie. In Jesus se naam. Halleluja. Halleluja. Prys die naam van die Here. Halleluja. Dankie Here Jesus, ons prys. Halleluja. Oor die heerlikheid van God. Ja, oor die heerlikheid van God. Oor die heerlikheid van God. Laat het altyd, ja, laat het altyd by ons bly. Halleluja. O die heerlikheid van God. Ja, o die heerlikheid van God. O die heerlikheid van God. O laat het altyd, ja Here, altyd by ons bly. O die heerlikheid van God. Halleluja. O die heerlikheid van God. O die heerlikheid
Ja, o die heerlijkheid van God. O die heerlijkheid van God. O laat het altyd, ja laat het altyd bring. O Rabashandarabakati. O die heerlijkheid van God. O die heerlijkheid van God. O die heerlijkheid van God. Laat het altijd, o laat het altijd, altijd bij ons blij. O die Heer, Rabashanda, Rabasanda, van God. O ja, o die heerlijkheid van God. O die heerlijkheid van God. O laat het altijd, ja laat het altijd bij ons blij. O die heerlijkheid van God. Halleluja. Ja, die heerlijkheid van God. O die heerlijkheid van God. Laat het altijd, ja altijd bij ons blij. Halleluja. Oh, praise the Heer. Ja, die heerlijkheid altijd bij ons zal liggen. En die wonderlijke naam. Halleluja. Praise the Heer. Ons wil dankie sê vir elkeen met elke sondag ook so saam met ons rondom die Heilige Gees vergader. Laat ons die eenheid van die Gees sal bereik. En laat die heerlijkheid van God geopenbaar word. En laat het altyd by ons sal bly. Ons vra dit in Jesus naam en ons dank die Here daarvoor. Amen en amen.